Goeiemôre, ek groet in die bekoorlike naam van ons Heer Jesus Christus, bly om saam met u te wees vanmôre. Guns uit die hand van die Here, om so by mekaar te kan wees. Kom ons sit net so dan, buig ons die hoofde in gebed. Vader van ons Heer Jesus Christus, aan u die lof, die eer, die dank van ons harte. Groot en wonderlik is u waardig om aanbid te word. Terwyl ons vanmôre so by mekaar is in die naam wat verhef is bo elke ander naam. Die naam van Jesus Christus wil ons dan aan u toe bring die lof, die eer en die aanbidding van ons harte en van ons lewens. Is dit ook die gebed van my hart dat vanmôre deur u woord tot ons harte sal spreek. Word u dan so verheerlik in ons midde, bid ek in Jesus bekoorlike naam. Amen. Ek wil graag saam met u lees uit Matteus 12 vanaf vers 31 tot en met vers 34. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Ek wil graag met u gesels rondom die sonde teen die Heilige Gees. Nou vanoggend is die eerste boodskap in 'n reeks van 3 en ons gaan dan hierdie onderwerp so 'n bietjie bespreek. Dit is belangrik by die bespreking van hierdie onderwerp om te merk dat hier verwys word na sonde en nie na sondes nie. Dit dui op een spesifieke sonde en dit word uitgesonder van alle ander sondes. Hierdie sonde staan dan bekend as die lastering teen die Heilige Gees of dan ook die onvergeeflike sonde. Volgens die stelling wil dit voorkom asof daar tog 'n onderskeid tussen sonde is en dat alle sonde nie maar dieselfde is nie. Kom ons neem dan hierdie geleesde gedeelte en poog dan om 'n paar vrae te beantwoord. Ons gaan dit so 'n bietjie bespreek. Jesus staan in Matteus 12 voor 'n groep fariseërs wat sy werke aan die duiwel toeskryf. Hulle sien die Heilige Gees se duidelike werking. God is aan die werk. Daar vind bevryding plaas. Daar vind genesing plaas. Maar hulle verkies om die waarheid nie raak te sien nie, die feite te verdra. Dit is dan teen hierdie agtergrond dat Jesus die bekende waarskuwing uitspreek. Elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal nie vergewe word nie. Die vraag is dan, is daar 'n onderskeid tussen sondes? Eerstens, nee. In terme van skuld, sonde is sonde. Verkeerd bly verkeerd. Alle sonde is opstand teen God. Alle sonde bring die dood tevoorskyn. Alle sonde het nodig dat Jesus Christus aan die kruis moes sterf, sodat daar bevryding en verlossing kon plaasvind. Alle sonde is teen God gemik en beteken om die merk te mis. Wat bedoel ons wanneer ons praat van om die merk te mis, geestelik gesproke? Kom ons gebruik 'n voorbeeld.
En die voorbeeld wat ons neem is die van 'n boogskutter wat mik na 'n teiken. Geestelik verwys ons na hierdie teiken as God se wil, God se karakter, God se bedoeling vir jou lewe. Die pyl, jou keuses, jou woorde, jou dade, jou begeertes. Die mis, wanneer jy die pyl afvuur en dit nie die teiken tref nie, is wanneer jou lewe nie in lyn is met God se bedoeling en God se plan vir jou lewe nie. Wat is die merk? Wat bedoel ons daarmee? Ons bedoel daarmee dat hierdie teiken God se heiligheid en sy liefde is. Daar moet 'n strewe in jou binneste wees om te wees soos wat Christus is. Sy beeld moet in jou lewe tevoorskyn kom. Ja, jy moet streef om hierdie doel na te jaag. Wanneer ons sondig, mis ons nie net die reël nie, ons mis ook die doel waartoe God ons geroep het. Sonde is altyd teen God gerig, omdat die merk, die teiken, God se karakter en wil is elke sonde 'n afwyking van sy pad, 'n miskenning van sy goedheid, sy liefde en sy genade vir elkeen van ons. Wanneer jy die merk mis, beteken dit jy mik nie na God nie. En daarmee bedoel ons dan God se plan en God se wil in jou lewe. Jy kies jou eie teiken, jy wil jou eie ding doen. Jy skuif die Here een kant toe. Jy leef vir jou eie begeertes. Jy draai doelbewus jou rug op God en kies om jou eie pad te loop. Wanneer Jesus van die sonde teen die Heilige Gees praat, wys hy die Fariseërs mis nie die merk nie. Hulle weier om na die merk te mik. Hulle verwerp die enigste een wat hulle kan help om die merk te tref. Jy weet, hierdie merk sluit vir ons die ewigheid in. 'n lewe saam met God of 'n lewe sonder hom. Anders gestel, daar wag beloning vir die kind van die Here. Dis om die teiken te tref, om na God se wil te streef en te sê, Here, my alles op die altaar vir U. Ek gee U my alles. Of ek aan God se genade en God se liefde verwerp en die ewigheid deurbring in die ewige verdoemenis sonder God, sonder sy teenwoordigheid. Jy sien, sonde teen die Gees is nie 'n eenmalige mis nie. Dit is 'n volgehoue weiering om ooit weer te mik. Om wanneer die Heilige Gees met jou praat, sy stem te ignoreer, doelbewus, kom ons keer terug na die vraag. Is daar 'n onderskeid tussen sondes? Eerstens, nee. Alle sonde is teen God gerig. Dis rebellie teen die Here. Maar tweedens, ja. In terme van gevolge kan ons wel 'n onderskeid tref. Sommige sondes het groter aardse gevolge. Daar is sekere dinge wat u en ek kan doen, wat hier op aarde vir ons gevolge tot gevolg sal hê. Sommige sondes verhard die hart vinniger. Maar die onderskeid in Matteus 12 gaan nie oor 'n lys van erge sondes nie. Dit gaan oor 'n houding van die hart.
Nou wil ek vir jou vra vanmôre, wat is die toestand van jou hart? Hoe dikwels het God al met jou gepraat deur sy Gees? Het jy ag geslaan op sy stem? Vriend, dit is wys om te luister wanneer God praat. Moenie sy stem minag en een kant toeskuif nie. God is liefdevol, hy is genadig, hy wil nie dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal die ewige lewe moet beerwe. Mag dit so wees hierdie dag, jou en my lewe, dat wanneer die Here met ons praat, ons sal hoor wat hy vir ons wil sê. Nou as die Here se wil naby is, gaan ons volgende Sondag dan so 'n bietjie verder gesels rondom hierdie gedagte en hierdie tema, die sonde teen die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus Christus, baie dankie dat U ons nie een kant toe stoot in die liefde nie, maar dat die genade so groot is, dat U vir elkeen vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dankie Here dat wanneer ons na U toe kom, U ons nooit van U af verwerp nie. Daarom wil ons in U arms hardloop in hierdie oggenduur. En vir U dankie sê Here, vir guns en genade uit U hand, onverdiend. Dankie dat U lankmoedig is, geduldig is met elkeen van ons, en dat U in U liefde en in U genade U arms vir ons oopmaak en sê, kom na my toe. Here, ons kom net soos wat ons is. Ons kom met ons hartseer, met ons stikkenheid, met ons gebrokenheid, met ons tekortkominge, kom ons na U toe, en dank ons U vir die kruis van Golgotha, dat U juist daar aan ons kom toon het, hoe liefde werklik lyk. Mag dit so wees, Here, dat wanneer U met ons praat, ons sal luister, en ons op U stem sal reageer. Dit bid ek in Jesus bekoorlike naam, terwyl ons aan U bring die lof, die eer en dank vir ons harte, tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil U dan vanmôre groet in die bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus. Mag die vrede van God, wat die menslike verstand te bowe gaan, U deel wees. Amen. Vrede vir jou. Julle moet mooi loop, guns en seën uit die hand van die Here vir die week wat voorlê, vir elkeen van u. Amen. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you
Would you speak? I am listening. I can't do this on my own. So I lift up my eyes, for my help is found in you, found in you. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart it may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. You're my provider, my provider. I believe you are able. I believe you